Goeiedag. Ons kyk weer na die evangelie, goeie nuus van Jesus Christus, toe God gekom het in Christus en die totale tyd verdeel het in twee, voor die kruis en na die kruis. En dit is so fantasties dat ons in hierdie tyd lewe, wat ons besef dat die profeseë van die Ou Testament is vervul. Ek het vorige keer daaroor gepraat. Al daardie profeseë van die Ou Testament is vervul in Jesus Christus. Hy sê in 2 Korintiërs 1 vers 18 tot 20, hy sê, maak nie saak hoeveel beloftes van God daar was nie, maar almal het ja en amen geword in Jesus Christus. Hy sê, en hy is die waarborg, hy het die waarborg geword van hierdie werklikhede. Mense, so fantasties, en dan sit ons hoe maklik ons teruggaan en terugkyk na die eerste, en ons wil by die heel eerste werklikhede bly. Die skrif praat daarvan in Kolossense 2, fantasties, vers 9 en 10, wat ons baie na kyk, maar vers 8, hy sê, moenie as byt weggevoer word deur die wysbegeerte van mense, deur die oorlewering van mense, dan gebruik hy woordjie en nie volgens Christus nie. Met ander woorde, en is 'n voegwoordjie, dis twee stellings. Moenie dat jy weggevoer word deur hierdie eerste onwerklikhede nie, want dit moes gebeur het, dit moes plaasvind, dit was 'n werklikheid, maar daar het 'n groter werklikheid gekom, en ons lewe in die tyd van hierdie groter werklikheid. Nou, ek wil vir julle noem, my broer het 'n plaas gekoop, en nou die plaas wat hy gekoop het lemoene opgehad, en daar was boorde lemoene gewees, en toe gaan hy en weens verskeie redes besluit hy gaan die lemoenbome uithaal, en haal al die lemoenbome uit, en hy vestig makadamias daar. Nou, die interessante van dit is, dat hy al daardie lemoenbome uitgehaal, en nou het hy makadamia bome daar gesit, en ek het al gekyk, nie een lemoen aan daai makadamia bome nie. Daai makadamia bome dra regtig nie lemoene nie. Maar 'n mens moet ook weet dat daar 'n werklikheid in dit, dat die makadamias begin nou produseer eers net 'n sekere persentasie, 20% van die volle oes, dan 50% van die volle oes, en daarna die volle oes. So as 'n tydperk wat verloop, voor hulle vol in produksie is. En dan moet die mense ook verstaan, dat daar kom baie keer mense wat nou vroeër lemoene gekoop het, hulle sal nou daar aankom en sê, maar ons wil lemoene koop. En dan sê, nee, maar ons het al die bome uitgehaal, en ons het nou makadamias gevestig, dan sê hulle, maar daar moet daarom sekere paar bome nog wees, lemoenbome wees, kan ons nie van daai lemoene kry nie. Jy sien, dit is ons lewe daar. Die ou lewe is verby. Die ou lewe, jy het nie meer die ou lewe nie, jy het nou 'n nuwe lewe, Jesus Christus is nou jou lewe, en dan sal die vyand by jou kom, en hy sê, maar hierdie paar goed, en dan kry jy baie keer wat ons so paar sondetjies wil uithou, of paar verkeerde dinge, of paar dinge van die ou mens uithou. Dis nie waarvan die skrifte praat nie, die skrifte praat van 'n afhandeling, die eerste is weg, die tweede het nou gekom, en dit is die werklikheid in ons lewe. So ek het daar gekyk, jy gaan te vergeef soek om lemoene aan daardie makadamia bome te kry. Nou, dieselfde daarvan as jy met mense begin praat, oor die geestelike, in die tyd wat ons lewe in die tyd na die kruis, ons is byvoorbeeld die jaar 2025, na Christus, nie voor Christus nie, na Christus. So dit is die tyd dis die dispensasie waarin ons nou leef. En nou sien jy, dan praat ek met mense, en dan het mense party mense begin jou selfs ignoreer. As jy met hulle wil praat, dan raak hulle nou skielik besig met iets anders of daai. Mense, ja, dit is so, dit is maar iets wat sal gebeur. Maar 'n mens verstaan, mens sal nooit weet wat jy ignoreer, as jy jou lewe wat vir jou gekom het, bykans 2000 jaar terug ignoreer nie. Sê, ons sit met godsdienst, ek luister nou eendag net so na 'n gedeeltetjie wat hulle praat oor hier in die jare 80's, die politieke partye,
en hoe hulle teenoor mekaar, dan sien jy dat elke party dan sê, maar ek verskil van hierdie party op hierdie en hierdie punt, en ek verskil van hierdie party op hierdie en hierdie punt, dan het elkeen hulle manifest wat hulle voorlê. Maar dis nie dieselfde met godsdienst nie, daar's net een werklikheid, en dis die werklikheid wat God gegee het. Die boek is 'n boek wat God geskryf het, en hy is die outeur, en dit is sy siening. So vir ons is dit om by sy siening uit te kom, nie dat jy jou eie siening van die ding kan hê nie. En al het ons verskillende sieninge, begin ons met mekaar praat. So die werklikheid is, jy kan maar gaan hoor, baie mense en Christene sal vir jou sê, Jesus het vir ons sondes kom sterf. Hy het ons sondes kom wegneem. Jesus het gekom om sy lewe vir my te gee. En Jesus is nou my lewe. Dan vra jy by hom, nou, hoor jy nou, hoekom as Jesus jou lewe is, hoekom is jy nou nog 'n sondaar? Hy is dan nie 'n sondaar nie. Nee, maar ons is maar almal nog sondaars. Nee, mense is nie so nie. As Jesus jou lewe is, dan is hy jou lewe. En dan het jy daardie eienskappe van hom, jy's dan die Godsoort. Soos daardie boom, jy sal miskien dalk nog net min vrug dra, maar dit bly jou werklikheid. So, dit is, baie van ons het dieselfde sieninge. As jy sê, Jesus het gekom en hy het die sondes weggeneem, hy het kom betaal vir ons sondes. Maar dan sê vir hom, maar ek bely my elke dag my sondes, want ek doen. Maar as Jesus dit weggeneem het, hoe nou? As Jesus kom betaal het vir jou sondes, hoekom moet jy nou weer betaal vir jou sondes? Jy sien, daardie beginsel moet ons kry. So dat ons glo baie dieselfde, of ons sê baie dieselfde ding, maar ons glo dit nie. Geloof is 'n oortuiging, is om oortuig te wees. As jy besef, en dis nie 'n arrogansie as jy sê dat Jesus het gekom om vir die sondaars te sterf, die oomblik as ek my ou lewe is afgelê, ek neem Jesus aan as my lewe, om dan te sê, ek is nie meer 'n sondaar nie, want ek het Christus is my lewe, en hy is nie 'n sondaar nie. Jy sien, dit is alles is uit God uit. Hy sê byvoorbeeld in 1 Korintiërs 1 vers 30, hy sê, dit is alles uit God, wat ons in Christus gesit het, en Christus het vir ons geword ons wysheid. Ek kon dit nie keer nie. Ons geregtigheid, ons wysheid, ons verlossing, en ons heiligheid. Christus het dit vir my geword. En die oomblik as ek Jesus aanneem, dan is dit my eienskappe. Maar ek moet daarin groei. Dit is wel 'n werklikheid daar. En dan sien 'n mens verder ook, hy kom en sê in 2 Korintiërs 5 vers 17, hy sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n splinter nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Die oomblik as ek Jesus aanvaar as my lewe, want as jy dit nie aanvaar nie, dan kies jy om verlore te gaan. So hierdie is nie arrogansie van ek het Jesus aangeneem as my lewe, hy is nou my lewe, maar ek moet nog my ou lewe verbeter, en ek leef nog my ou lewe, dis 'n leuen. Maar met ander woorde, nou gaan hy verder, dan sê hy in die 18de vers van 2 Korintiërs 5, hy sê, en dit alles is uit God, wat die wêreld met homself versoen het, en aan ons die bediening van versoening gegee het. So alles is uit God, dis nie iets wat ek gesê het nie. God het dit gesê, hy het die wêreld met homself versoen, en vir my die bediening van versoening gegee, so ook vir elkeen. Hy het nie meer 'n bediening van veroordeling nie. Dis nie wat, God gee nie vir jou 'n bediening van veroordeling. En dan besef 'n mens daarin, wat beteken dit as jy kyk na versoening? Pa en seun is kwaad vir mekaar, hulle wil niks mekaar te doen nie, daar's 'n probleem wat ontstaan het, dieselfde soos in die geestelike. Nou kom hulle op 'n punt wat hulle met mekaar versoen, dit beteken hulle sit alles agter hulle en hulle stap vorentoe. En dit bly die werklikheid. So dit is niks met my te doen nie. Ons sal wel nog verkeerde dinge doen, maar jy kan nie aanhou met jou verkeerde dinge nie. Romeine sê dit, kan ek nou maar aanhou sondig? Paulus sê nee, dan verstaan jy nie, Christus is nou jou lewe. Dis nie hierdie ou boom, macadamia boom wat nou lemoene dra nie. Met ander woorde, ek dra nou die
ek is nou die boom van sondebelydenis. Ek doen vandag verkeerd, dan vanaand sê ek, ag Here vergewe my. Môre doen ek presies dieselfde goed, môre aan sê ek weer, Here vergewe my. En so gaan ek elke dag doen dieselfde goed oor en elke aand sê ek, Here vergewe my. Daar's geen werklikheid in dit nie, want jy's nou 'n nuwe boom en jy dra nou nuwe vrugte. So, met ander woorde, as ons gaan kyk na sonde, is om die merk te mis. So ons doen verkeerde dinge, maar dis nie sonde nie, dit maak jou nie 'n sondaar nie, want as jy aanhou sondig, onthou 'n appelboom dra appels, 'n perskeboom dra perskes. As jy sê ek is 'n sondaar, dan beteken dit jy moet sonde dra om 'n sondaar te bly. Dis wat die boom moet voortbring, want 'n boom bring voort na sy soort. So, mense, ons is nie sondaars nie. Wanneer jy Christus het gekom om vir die sondaars te sterf, om die sondaars te kom verlos. En dit is presies wat Romeine 3 vers 23 sê. Hy sê, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Dan sê hy, maar jy kan nie daar stop nie, jy moet aangaan. Hy sê, maar hulle word sonder verdienste geregverdig deur Jesus Christus. Hulle word sonder verdienste geregverdig. Jy sien, wanneer ons nou weer sê, ons is nou maar net, almal is net weer sondaars, dan bly jy by Romeine 3 vers 23, en jy sal nooit by Romeine 3 vers 24 uitkom nie, maar hy sê, almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Hoor gou wie is daarvoor verantwoordelik. Ek gaan vir ons lees 2 Korintiërs 4 vers 3. Hy sê, maar as ons evangelie dan nog bedek is, dan is dit bedek in die wat verlore gaan. Hoekom? Hy sê, naamlik die ongelowiges, in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, so die verligting van die evangelie van die heerlikheid van God, heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Hy sê, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Dis die vyand se werk. So as jy weer sê, almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Jy sien, dan is dit 'n onwerklikheid. Want dan sal jy nooit by die 24ste vers uitkom nie. Hy sê, as hierdie evangelie nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan. Mense, baie, baie belangrik. Hy gaan verder, hy sê, Galasiërs 2 vers 20, ek is nou hier by Galasiërs 2, kom ons lees hom net gou. Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Jy sien, want Christus is nou jou lewe. Hy sê, ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar enige geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. Enige iets deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. Ander woorde, ons gaan kyk weer na Johannes 1 vers 16 en 17. Hy sê, die wet het deur Moses gekom, maar die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Jy sien die lemoenbome en die makadamias. Dis twee verskillende werklikhede. Die lemoene is uitgekap. En dit is wat hy sê, as daar enigstens 'n werklikheid deur jou pogings is, dan het Christus te vergeefs gesterf. Dan is jy weer besig om die boom te snoei en jy is weer besig om jou lewe te verbeter. Ek het Jesus aangeneem as my lewe, ek het my ou lewe afgelê. Jesus is my lewe, maar ek moet my lewe verbeter. Ek moet 'n beter mens word. Ek moet aanvaarbaar word vir God. Al daai tradisionele goed wat ons gedoen het, dis nie werklikhede, dit hou jou terug aan wie die God van hierdie wêreld julle sinne verblind, sodat die heerlikheid van Christus nie op jou sal skyn nie. Mense, dis baie, baie belangrik, dat ons gaan kyk, ons is nou die nuwe boom, nie die ou boom nie. Nou, as ons net na 'n gedeelte wil gaan kyk, dan gaan ons sommer net aan na Efesiërs 1 toe. Dan praat hy van hierdie nuwe boom, die nuwe werklikheid. Hy begin in vers 3, ek haal net aan, tyd is maar min, so kan nie alles lees nie. Hy gesê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. Dis die nuwe boom. Hy sê, soos hy ons in hom, in Christus uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, om heilig te wees, nie te word nie, nie heiligmaking na te streef nie.
Hy sê om heilig te wees. Dit is wat God, dit is die vrug wat die nuwe boom dra. En dit is Jesus Christus. Alles, Efesiërs 1 is die in him chapter. Dit is alles in hom. Dan gaan hy verder, hy sê, deurdat hy, vers 5, ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil. Hy het ons aangeneem. Dis nie nodig dat ek aangeneem moet word of wat ook al nie. God het ons in Christus aangeneem. Klaar, 'n werklikheid, dis by jou 'n aanvaarding daarvan en jy sal dit ervaar, of 'n verwerping daarvan. Efesiërs 4, net verder vers, as hy nou hierdie mooi goed vir ons gesê het, dan kom hy in die 4de hoofstuk vers 18 en sê hy, julle is nou net geskuif van hierdie lewe van God, van hierdie nuwe boom. Hy sê, deur onkunde, omdat julle harte verhard. Ek glo so. Nee, ek glo nie dit nie, ek sal dit nie glo nie. Mense, dis nie 'n werklikheid. Hy sê, in hom, vers 7, het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. Ons het die vergifnis. Dis iets wat jy reeds ontvang het. En dit is nie iets wat jy gaan kry die dag as jy doodgaan nie. Hy sê byvoorbeeld in die 11de vers, in hom in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het. Jy het dit reeds ontvang. Alles het plaasgevind in die eerste koms van Christus. Dit gaan nie plaasvind in die wederkoms nie. Paulus gaan aan en skryf hy hierso vers, dan bid hy vir die mense in vers 16, 17 en 18 van Efesiërs 1, maar kom ons kyk gou, hy sê vers 17, hy sê hy bid God, die God en Vader van ons Here Jesus Christus, van die heerlikheid aan julle, Vader van die heerlikheid, om aan julle die gees van wysheid en 'n openbaring in kennis van hom mag gee, dat jy kennis van hom mag kry. Hy sê verligte oë van die verstand, sodat julle kan weet. Hy sê Vader, maak net hulle oë oop, dat hulle kan sien wat hulle reeds gekry het. Hy sê verligte oë van die verstand, sodat hulle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Dat ons 'n erfdeel het. So die vyand probeer jou net weghou van dit af. Hy sê naamlik die ongelowiges, met ander woorde mense wat dit nie glo nie. Hy sê Efesiërs 1 vers 13, het ons hom nou net oorgeslaan. Hy sê wanneer jy hierdie, hy sê en wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, dis Jesus se woord, die evangelie van julle redding, nie die van veroordeling nie, van julle redding, nadat jy dit gehoor het en dit geglo het, word jy verseël met die belofte van die Heilige Gees. So ons moet dit hoor en ons moet dit glo, ons moet dit ons eie maak. Hy sê verligte oë van die verstand, hy sê sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte. Hy werk nou in ons. Efesiërs 3 vers 20 sê, meer as wat jy kan dink of bid, kan God doen deur die krag wat nou in jou is. Hy sê, daardie selfde krag, sê vers 20, wat Jesus Christus uit die dode uit opgewek het, is nou in jou. Mense, dan gaan ons, dan bid ons, Here, ag, doen dit weer. Ag, Here, kom woon my, kom versterk my, geef my krag, geef my dit. Nee, 2 Korintiërs 13 vers 5 sê, ondersoek jou nou self of jy in Christus is. Want hy praat hierdie, dis die in him chapter, of jy nie dalk verwerplik sal wees nie. Mense, absoluut hierdie groter werklikheid. Nou kom hy in Efesiërs 2 vers 1, dan praat hy oor die probleem, dan sê hy, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sonde, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van die wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. Dit is die ou boom, dis die ou boom. Hy sê, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikheid van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Dis waar jy was, dis die lemoenbome. Nou kom hy sê, maar God wat ryk is in barmhartigheid,
het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered. Nie net gered nie, kyk mooi, en saam opgewek, saam met Christus. Jy's nie net gered nie, jy's saam met hom opgewek, en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Afgehandel 2000 jaar terug, hy sê, sodat hy in die eeue wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Hy sê, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dis nie uit julle self nie, dis 'n gawe van God, dis 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Weet jy wat, dis nie, hy praat in die Ou Testament daarvan, van die doringboom wat nou 'n sipres gaan wees. Nou, dit is nie dat jy nou jou boom moet snoei, jou doringboompie moet snoei dat hy lyk soos 'n sipres nie. Nee, dis 'n afgehandelde werk wat God in Christus kom doen het. Mense, daar is so baie wat ek wil sê oor dit, maar dit gaan absoluut net oor die aanvaarding van hierdie werklikheid. Kom ons gaan net weer terug na die ou. Vat hom net van die begin af. En kyk ons nou, jy is nou die nuwe boom. Jy is nou die Jesusboom. Kom ek verduidelik. In die begin het God 2 bome in die tuin van Eden gesit. En hy sê vir die mense, daar is die boom van die lewe, en in die middel, dis die sentrale punt, is Jesus, en daar is 'n boom van die kennis van goed en kwaad. Maar van daai boom moet jy nie eet nie. Die mens gaan en hy gaan eet van hom. So hy word toe die boom van kennis van goed en kwaad, waar hy die wet, waar jy sal moet onderskei, jy moet goed doen, jy moet dit, en jy mag nie dit doen nie, en jy mag dit doen. Ander woorde, en God gaan en hy bewaak daai boom van die lewe, en hy stuur die mense uit die tuin uit, en hy roep hulle bymekaar. Hy sê vir hulle, ek gaan hierdie probleem kom herstel, en ek gaan vir julle weer hierdie boom van die lewe gee. Dit is Galasiërs 3 praat daarvan. 1 Johannes 5 vers 12 sê, hy wat die seun nou het die lewe, hy wat die seun nie het nie die lewe nie. Met ander woorde, God het weer vir ons die boom van die lewe gegee, op Golgotha. Maar kom ons kyk gou, kom ons gaan verder. Jesaja 55, dan kom hy en dan sê hy, in die plek van die doringboom gaan daar 'n sipres wees, en in die plek van die distel gaan daar 'n mirte wees. Hoekom? Want net nadat die mens gesondig het in Genesis 3, toe stuur God hulle uit, hy sê, en die aarde waaruit jy geneem is, sal voortbring dorings en distels. Nou kom hy in Jesaja 55, dan sê hy vir hulle, kyk nou mooi, ek gaan hierdie werklikheid doen. In die plek van die doringboom gaan daar 'n sipres wees. Nie die doringboom gaan gesnoei word soos 'n sipres nie. Nee, hy sê in die plek van die distel gaan daar 'n mirte wees. Jy sien, dis 'n weg met die eerste en 'n in met die tweede. En dis wat ek nou heeltyd vir julle voorlees. Die werklikheid van Christus. Nou kom hy in Matteus 7 in die bergpredikasie en sê vir die mense, hy sê, 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. Hy sê, want hy gaan die ou boom gaan hy uithaal. Hy gaan die ou boom uithaal en hy gaan 'n nuwe boom vir ons gee. En dit is wat hy sê in Galasiërs 2 vers 20. Ek is saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer. 2 Korintiërs 5 vers 15 sê, as een vir almal gesterf het, dan het almal gesterf en hy het vir almal gesterf. So die wat leef nie meer vir hulle self leef nie, maar vir die een wat gesterf het en opgewek is. Sien jy is nie meer, die ou boom is weg. Die duiwel sal vir jou sê, maar jy het dan seker 'n paar lemoene oor. Nee, jy het niks oor nie. Dit is absoluut hierdie nuwe werklikheid wat gekom het. En dan gaan hy verder, dan sê hy vir jou, so jy's nie meer die wetboom nie, jy's nou die Jesusboom. Jy's nou die Jesusboom. En dan kom hy byvoorbeeld in Galasiërs 5 vers 22 en sê hy, die werke van die vlees is, dan noem hy dit vir jou. En dan kom hy dan sê hy, maar die vrugte van die gees. Jy sien, die gees dra vrugte. Die nuwe boom dra vrugte. Jy begin, wanneer jy by Christus uitkom en hom aanvaar, dra jy dalk net 1 of 2 vrugte. Maar soos die makadamia, hy dra eers 10%, 20%, maar Efesiërs 4 sê, hy het die 5voudige bediening gegee in vers 12 en 13, hy sê, om die heiliges toe te rus, vir hul dienswerk tot die opbouing van die liggaam van Christus, om hierdie
boom in 'n volwassenheid te bring, die Jesusboom, dis wie jy nou is. En dan gaan hy, en dan sê hy, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof, tot 'n volwasse man, tot die volle mate van Christus. So wanneer jy weer iemand sien wat verkeerde dinge doen, dan sê jy nie, ja, kyk hoe sleg is jy, kyk hoe maak jy nie. Hy weet net nie van die nuwe boom nie. En dit is ons verantwoordelikheid om vir hom te sê, weet jy wat, Jesus het die ou boom kom uitkap. Die lewe wat jy nou lewe is 'n leuen, maar jy is nou die nuwe boom en die Gees dra vrugte in jou lewe. Aanvaar dit. Amen.